Kom ons bestudeer vandag God se wil saam met die preek getiteld Die krag van gehoorsaamheid. In die Bybel is daar baie leringe aangaande die krag van gehoorsaamheid waartoe Vader en Moeder ons wakker gemaak het. God het gesê dat hy sy verborge geheime sal openbaar aan diegene wat hom absoluut gehoorsaam. Verder het God beloof om die Heilige Gees te gee aan diegene wat hom gehoorsaam. Gehoorsaamheid aan die woord van God word is slegs moontlik wanneer daar absolute geloof in God is. Almal het hul eie gedagtes, hul eie hardkoppigheid en hul eie voorkeurigtings. Ons moet egter in ons harte graveer dat God alle rigtings gee nadat ons die toekoms voorsien het en onsself afvra. Waarom moet ons 'n lewe van gehoorsaamheid aan God se wil lei? Laat ons vandag die antwoord deur die Bybel uitvind. Kom ons kyk na Jesaja hoofstuk 55 vers 6. Jesaja hoofstuk 55 vers 6. Soek die Here terwyl hy hom laat vind, roep hom aan terwyl hy naby is. Die goddelose moet van sy pad afsien, en die boosdoener van. Wat moet hulle laat vaar? Sy planne, hy moet na die Here terugkeer. Alle mense het die vermoë om te dink. Gehoorsaamheid aan God kan egter bereik word wanneer ons ons gedagtes verlaat. Dit gaan nie bloot daaroor om hulle weg te gooi nie. Ons moet dit met geloof doen. Wanneer ons geloof in God het, kan ons onsself leegmaak, nie waar nie? Kom ons kyk na vers 7. Die goddelose moet van sy pad afsien en die boosdoener van sy planne. Hy moet na die Here terugkeer. Met ander woorde, keer terug na God, sodat hy hom genadig kan wees en na sy God, want hy vergeef oorvloediglik. Ja, my planne is nie julle planne nie, en julle paaie is nie my paaie nie, is die uitspraak van die Here. Die weg na die hemel genaamd redding wat God aangestel het, verskil van die manier waarop mense dink. Die pad van Egipte na Kanaan waarop God die Israeliete gelei het, was anders as die pad wat die Israeliete wou loop. God het egter baie elemente op die pad geplaas waaraan die mense nooit kon dink nie. Net so, aangesien God op pad na die hemel sê, my planne is nie julle planne nie, en julle paaie is nie my paaie nie, wat moet ons doen? Deur die Bybel beveel God ons om gehoorsaam te wees aan al sy leringe. Kom ons gaan voort met vers 9. Want soos die hemel hoër is as die aarde, so is my paaie. Hoe is hulle? Hoër as julle paaie en my planne as julle planne. Ja, soos reën en sneeu uit die hemel afkom en nie daarheen terugkeer nie, maar die aarde deurdrink en plante laat voortbring, dit laat uitspruit en so saad gee vir die saaier en voedsel vir die wat eet. Net so sal my woord wees wat uit my mond uitgaan. Dit sal nie vrugteloos na my terugkeer nie, maar doen wat ek wil hê. Wat sal gebeur? Dit sou beslis bereik word. My woord wat uit my mond uitgaan, sal bereik wat ek begeer. En die doel bereik waarvoor ek dit gestuur het. Dit is wat die Bybel sê. Aangesien God sê, my gedagtes is nie julle gedagtes nie. Wie se gedagtes moet ons volg, en wie se besluite moet ons gehoorsaam met 'n hart wat sê amen. Daar is baie tye wanneer God se gedagtes en ons gedagtes verskil.
Wanneer dit ook al gebeur, moet ons onsself afvra, wat dink God hiervan? Wat is sy bedoeling? Wat beskou God as die grootste waarde? Laat ons dit altyd in gedagte hou en God volg na die koninkryk van die hemel. As hulle sê om op hulle eie na die land wat vloei van melk en honing te gaan, sou hulle nie die woestynpad gekies het nie. Hulle sou deur 'n oase gegaan het waar daar water en kos was en waar baie mense gewoon het. God se plan was egter baie beter as hulle planne. God se gedagtes is op 'n veel hoër vlak as menslike gedagtes. Hoekom is dit? As ons na Jesaja hoofstuk 46 kyk, kan ons die antwoord vind. Kom ons kyk na Jesaja hoofstuk 46 vers 10. In Jesaja hoofstuk 46 vers 10 sê God: Ek wat van? Van wanneer maak God dit bekend? Die begin af die afloop aankondig, van lank gelede af dit wat nog nie gebeur het nie. Ek wat sê, my raadsbesluit sal standhou, alles wat ek wil, sal ek uitvoer. Ek wat uit die ooste 'n roofvoël roep van 'n ver land af iemand roep vir my raadsbesluit. Ja, ek het dit aangekondig, ek sal dit beslis laat gebeur. Wat sal hy doen? Ek het dit gereed gemaak, ek sal dit beslis uitvoer. Aangesien God die einde van die begin af sien, behoort ons sy leiding te ontvang. In die proses wat ons deurmaak, voel dit dalk of daar geen hoop is nie weens die gebrek aan water en kos, maar God lei sy kinders en voorsien die uitkoms. Solank ons nie meer kla of geloof in God verloor tydens die proses nie, sal ons die ewige koninkryk van die hemel binnegaan, net soos Josua en Caleb die land Kanaan binne gegaan het. Ons kan beslis daarin gaan. As menslike gedagtes egter aanhou om in te gryp, word dit 'n probleem. Gideon se krygers was min in getal om teen die 135,000 vyandelike soldate te veg. God het 22,000 uit die 32,000 militêre manne teruggestuur huis toe, wat net 10,000 oorbly. Wat dink jy van die metode? As ons net God volg, kan ons oorwinning behaal. Wat as Gideon sê, God, dit is absoluut onmoontlik. Selfs met ons 32,000 soldate is ons steeds nie genoeg nie. Gee ons eerder meer soldate. Almal sou natuurlik daarvoor gevra het. God het egter gesê, stuur die 22,000 terug. Ek het nie diegene nodig wat bang is nie. Ek bevel oor hierdie leer en lei dit. Stuur diegene terug wat nie in my glo nie en bewe van vrees. 22,000 is teruggestuur. Ongeveer 10,000 mense wat blykbaar dapper geloof het, het oorgebly. Selfs met 10,000 mense kon hy verskeie strategieë bedink het. Maar God het gesê, dit is te veel. Verminder die getal. Gideon moes verward gewees het. As Gideon 'n gebrek aan geloof in God gehad het en op menslike redenasie staat gemaak het, sou hy nooit die leiding in daardie stryd as die kaptein kon neem nie. Hy kon in daardie stryd veg omdat hy geglo het dat God hulle sou lei en aan hulle oorwinning sou gee. Neem hulle af na die water en laat hulle versadig word. 10,000 mense het die water gedrink. God het onderskei wie sou toegee en wie sou bly tot die einde toe.
en gesê, ek het net 300 man nodig vir hierdie oorlog. Dit is baie moeilik om 135.000 vijandelike soldate met net 300 soldate te verslaan. Dit was anders as die moderne oorloë wat massavernietigingswapens gebruik. In die ou dae van krag versus kraggevegte was dit onmoontlik om dit voor te stel. Dink asseblief aan die krag van Gideon se gehoorsaamheid, deur 9.700 terug te stuur huis toe en net 300 te hou. Het dit nie uiteindelik gelei tot die merkwaardige resultaat van die redding van Israel van die Midianiete nie? Almal, die krag van gehoorsaamheid lei altyd tot 'n goeie uitkoms. Dit is omdat God die uitkoms sien en elke werk daarvolgens uitvoer. God sien ons toekoms terwyl ons net na die hede kyk. Ons raak oormatig bekommerd oor die hede en het gebrek aan versienheid. Dus, wat moet ons doen? Ons moet volg waar God ons ook al lei. Die Bybel sê vir ons dat die kinders wat volg waarheen God ook al lei, in die laaste dae gered sal word. Vertrou absoluut op God en jy sal deel hê aan heerlikheid. Die Bybel maak ons wakker vir hierdie waarheid. Die Bybel sê vir ons dat God die Heilige Gees skenk aan diegene wat gehoorsaam is. En hy stel diegene wat hom gehoorsaam in staat om self sy diep geheimenisse te verstaan. Aangesien God die einde van die begin af sien en aan ons alle dinge bekend maak wat nog vervul moet word, moet ons absoluut in God se besluite glo, nie waar nie. Daarom plaas God altyd wonderlike werke met gehoorsaamheid. As ons ons eie gedagtes na vore bring en sê, dit is wat ek dink, kan dit nie lei tot voltooiing in die evangelie nie. Ons moet vra, wat is God se wil? Wat dink God? Wil God meer as 32.000 soldate hê, of wil hy die getal verminder? Oorwinning of nederlaag hang af van God se wil. Ons moet dit glo. Al voel ons dalk op baie maniere op die oomblik tekort, is God aktief besig om te verseker dat die hele mensdom die evangelie op enige moontlike manier kan hoor. Glo in die uitkoms en gaan ywerig voort met jou geloof. Is dit nie 'n versoek van God nie? Kom ons kyk in Johannes hoofstuk 2 hoe die werk van gehoorsaamheid ontvou deur die voorbeeld wat tydens die bruilofsfees getoon is. Kom ons kyk na Johannes hoofstuk 2. Hoofstuk 2 vers 1. Op die derde dag was daar 'n bruilofsfees by Kana in Galilea, en Jesus se moeder was daar. Ook Jesus en sy disippels is na die bruilofsfees genooi. Toe die wyn opraak, sê Jesus se moeder vir hom, hulle het nie meer wyn nie. Maar Jesus sê vir haar, vrou, waarom pla jy my? My uur het nog nie aangebreek nie. Sy moeder sê vir die dienaars, doen wat hy ook al vir julle sê. Sy het vir die dienaars gesê, wat Jesus ook al vir julle sê, doen dit presies soos hy sê. Vers 6. Daar het ooreenkomstig die reinigingsgebruike van die Jode 6 klipkanne gestaan wat elk tussen 2 en 3 metretes kon hou. Jesus sê toe vir hulle, maak die kanne vol water, en hulle het dit tot bo toe vol gemaak. Daarop sê hy vir hulle, skep nou daarvan uit en neem dit vir die hoofkelner. Hulle het dit toegeneem. Toe die hoofkelner die water proe wat wyn geword het,
Hy het nie geweet waar dit vandaan kom nie, hoewel die dienaars wat die water uitgeskep het, geweet het. Roep hy die bruidegom en sê vir hom: Mens sit eers die goeie wyn voor, en eers wanneer hulle begin dronk word, die van swakker gehalte, maar jy het die goeie wyn tot nou teruggehou. Dit het Jesus by Kana in Galilea gedoen, die begin van sy tekens. Hy het sy heerlikheid geopenbaar en sy disippels het in hom geglo. Hier kan ons sien dat Maria, die moeder van Jesus, die dienaars opdrag gegee het. Doen alles wat hy vir jou sê. As gevolg van gehoorsaamheid aan sy woord, het hulle God se wonderwerk aanskou om water in wyn te verander. Daar is baie aspekte. Die krag van gehoorsaamheid kan gesien word in die geskiedenis van Petrus en in die bediening van die disippels. Die geval van Petrus is wyd bekend, is dit nie? Kom ons kyk na Lukas hoofstuk 5. Gehoorsaamheid bring groot krag na vore. Dit lyk of God se werk van verlossing tekortskiet vanuit die mens se rekenkundige perspektief. As God egter verklaar, hierdie evangelie sal aan die wêreld verkondig word, sal dit sekerlik gedoen word. Jy moet voortgaan met geloof. Kom ons leer oor die krag van gehoorsaamheid deur Petrus deur na Lukas hoofstuk 5 vers 1 te blaai. Hoofstuk 5 vers 1. Op 'n dag, toe Jesus langs die meer van Genesaret staan en die skare hom verdring om die woord van God te hoor, sien hy 2 bote langs die meer lê. Die vissermanne het al uitgeklim en was besig om hulle nette uit te spoel. Jesus het in een van die bote geklim, die een wat aan Simon behoort. Is Simon nie Petrus nie, en hom gevra om 'n klein entjie van die land af weg te roei. Hy het gaan sit en die skare van die skei af onderrig. Toe Jesus klaar gepraat het, sê hy vir Simon: "Gaan uit na die diep water en laat sak julle nette daar om vis te vang." "Meester," antwoord Simon, "ons het die hele nag deur gesoeg en niks gevang nie, maar op u bevel sal ek die nette weer laat sak." En toe hulle dit doen, het hulle soveel vis gevang dat die nette wou skeur. Hulle het vir die makkers in die ander boot beduie om hulle te kom help. Toe hulle daar aankom, het hulle albei bote so vol gemaak dat dit begin sink het. Toe Simon Petrus dit sien, val hy voor die knieë van Jesus neer en sê: "Gaan weg van my, Here, want ek is 'n sondige mens." Verwondering het hom en almal saam met hom aangegryp oor die groot klomp vis wat hulle gevang het. Jakobus en Johannes, Zebedeus se seuns wat saam met Simon gewerk het, was net so verbaas. Jesus het egter vir Simon gesê: "Moenie bang wees nie. Van nou af sal jy mense vang." Nadat hulle die bote op die strand getrek het, het hulle alles gelos en hom gevolg. Soos ons hier kan sien, nadat Petrus die hele nag deurgebring het sonder om 'n enkele vis te vang, is hy beveel om uit te gaan en die nette uit te gooi. Deur dit te doen, het hy 2 bote met soveel visse volgemaak. So 'n wonderlike gebeurtenis het plaasgevind. Deur beide Petrus se ervaring en die wonderwerk by die troue in Kana, het God geleidelik geopenbaar dat wanneer ons hom in ons daaglikse lewe gehoorsaam, geestelike krag kan plaasvind. Kom ons bevestig weer eens dat God die Heilige Gees gee aan diegene wat hom gehoorsaam. Laat ons oopmaak vir Handelinge hoofstuk 5. Die krag van gehoorsaamheid, gebaseer op geloof, laat ons toe om God met vreugde en gewilligheid te gehoorsaam, nie waar nie? Dit is moeilik om God se krag te ervaar as die werk teesinnig gedoen word. Laat ons met 'n blye hart glo dat Vader en Moeder die einde gesien het en beveel het wat die beste is vir ons toekoms. Dan kan ons pragtige en genadige resultate ontvang.
Kom ons kyk na Handelinge hoofstuk 5 vers 28. Hoofstuk 5 vers 28. Het ons julle nie ten strengste verbied om in hierdie naam te leer nie. En kyk, julle het julle leer deur die hele Jerusalem versprei, en julle wil die bloed van hierdie man op ons bring. Maar Petrus en die apostels het geantwoord: Ons moet eerder gehoorsaam wees. Wie moet ons gehoorsaam? Aan God as aan mense. Die God van ons vaders het Jesus opgewek, wat julle doodgemaak het, deur hom aan 'n kruishout te hang. Hom het God as leidsman en verlosser tot aan sy regterhand verhoog, om aan Israel bekering en vergewing van sondes te skenk. Ons is die getuies van hierdie gebeure, en so ook die Heilige Gees, wat God gegee het aan hulle wat aan hom gehoorsaam is. Hier in vers 32, wat gee God aan diegene wat hom gehoorsaam? Die Heilige Gees word nie aan enige iemand gegee nie, maar aan diegene wat al die leringe van God gehoorsaam. As ons die krag van die Heilige Gees wil ontvang, moet ons glo in die krag van gehoorsaamheid. God sien ons toekoms, ken die begin en die einde en regeer alles. Daarom plaas God ons, sy kinders, op die mees opregte en veiligste plek. In Deuteronomium hoofstuk 8 en hoofstuk 28 maak God ons soms honger en soms verneder God ons. Deur die reis in die woestyn van geloof leer God ons om alle bose en trotse geeste weg te dryf en om 'n nederige en sagte hart te koester, tesame met geloof wat hom reg verstaan. Ons moenie dink, ek glo in God nie. Waarom is die lewe dan so uitdagend? Hoekom is dit so vermoeiend? Hoekom is dit so moeilik? In plaas daarvan moet ons onsself afvra, wat is God se bedoeling om vir my hierdie soort lewe te gee? Wat wil hy hê moet ek besef? Wat moet ek leer? Dit is wat die Sion familielede eers moet oorweeg. Kom ons soek nog 'n vers in Romeine. Kom ons kyk na Romeine hoofstuk 6 vers 13. Romeine hoofstuk 6 vers 13. Julle moet ook nie meer julle ledemate as wapens van ongeregtigheid tot beskikking van die sonde stel nie. Nee, as mense wat uit die dood lewend geword het, stel julle self tot beskikking van God en julle ledemate as wapens van geregtigheid tot beskikking van God. Ons moet ons hele liggaam, verstand en siel aan God toewy as 'n instrument van geregtigheid. Kom ons kyk na vers 14. Die sonde mag beslis nie oor julle heers nie. Julle is immers nie onder die wet nie, maar onder die genade. Wat dan? Sal ons sonde doen omdat ons nie onder die wet is nie, maar onder die genade? Hoegenaamd nie. Besef julle nie dat as julle julleself vir iemand beskikbaar stel om hom as slawe te gehoorsaam, julle slawe is van die persoon aan wie julle gehoorsaam is nie. Julle is of slawe van die sonde, wat tot die dood lei, of slawe van gehoorsaamheid, wat lei tot geregtigheid. Aan God die dank dat julle wel slawe van die sonde was, maar van harte gehoorsaam geword het aan die vorm van leer waaraan julle onderwerp is. Vrygemaak van die sonde, het julle slawe van die geregtigheid geword. In die boek van Romeine hoofstuk 6 sê dit vir ons dat ons slawe is van die een wat ons gehoorsaam. En dat ons, met geloof in gehoorsaamheid aan God, nie meer slawe van die sonde is nie, maar eerder slawe van geregtigheid. Daarom verduidelik die Bybel dat alhoewel ons eens slawe van sonde was, God ons deur geregtigheid van sonde bevry het.
Laat ons vir die res van ons tyd ons geloof in God versterk, waar Vader en Moeder ons ook al lei. As dit God se woord is, moet ons dit gehoorsaam. Of dit nou die woord was wat by die bruilofsfees in Kana gegee is of die woord wat gegee is aan Petrus wat aan die kus van die see van Galilea vis gevang het. Net soos God vir Gideon gesê het, as God vir ons sê om diegene wat bewe van vrees uit die 32,000 huis toe te stuur, moet ons dit ook met graagte doen. Omdat jy gesê het selfs 10,000 is te veel, wat moet ek doen? Gaan af na die water en laat hulle drink. Nadat hulle hulle manier van drink en gedrag waargeneem het, het God gesê, hulle het geloof onder die huidige omstandighede, maar kan in uitdagende situasies soog. Stuur hulle terug huis toe. Deur dit te doen, het 300 mense oorgebly. Die krag van gehoorsaamheid het tot goeie uitkomste gelei. Daarom, wanneer ons gehoorsaamheid voltooi is, wat sou God aan elke daad van ongehoorsaamheid doen? Hy sou hulle straf. Aangesien ons gehoorsaamheid nog steeds onverfynd en onvolledig in die oë van God blyk te wees, het God nog nie diegene wat ongehoorsaam is, geoordeel nie. Dit beteken dat daar nog baie oorbly om te verbeter in ons gehoorsaamheid in God se perspektief. Kom ons lei die hele mensdom na die pad van verlossing deur die krag van gehoorsaamheid. Vandag lees ons weer die woord van God met die doel om dit te gehoorsaam. Dit is om die wil van God te volg. God het ons opdrag gegee om weg te bly van alle ongenadige en bose dinge en sy leringe van goedheid te volg. Daarom maak nie saak hoeveel bose dinge ons ore en harte behaag nie. Ons moet dit laat vaar wanneer God sê, verlaat hulle. Is dit nie in Job hoofstuk 22 geskryf nie? Gee jou gouders aan die stof toe. Daar staan geskrywe, gooi jou skatte in die stof, en dan sal God jou skat wees. Ons hou dalk steeds vas aan dinge en dink, dit sal goed wees om ten minste soveel te hou. As daar elemente binne ons geloof is wat nie ooreenstem met die wil van God nie, laat ons dit weggooi, sodat ons die volmaakte gees van God ons siele kan omvou. Verder sal God opregte inspirasie aan ons siele gee, wat ons in staat stel om wedergebore te word, as sy boodskappers wat die geseënde nuus aan die hele mensdom versprei. Dwars deur die Bybel het Abraham, Noach, Moses, Josia, Apostel Petrus, Apostel Paulus en Apostel Johannes, almal hul seëninge ontvang deur die krag van gehoorsaamheid. Al die geloofshelde het deur die krag van gehoorsaamheid na God gekyk en altyd oorwinnende lewens in die waarheid met geloof in God gelei. Dit was alles omdat hulle in God geglo het wat die einde van die begin af ken. Ek hoop al die kinders van Sion sal ook Hemelse Vader aansang en Nuwe Jerusalem Hemelse Moeder volg, wat na hierdie aarde gekom het om ons te red. Terwyl ons al leringe ten volle gehoorsaam, laat ons al ons verlore broers en susters vind en terugkeer na ons hemelse huis. Bo alles, aangesien ons die evangelie verkondig met 'n hart van gehoorsaamheid aan God se woord, het ek geen twyfel dat ons groot seëninge sal ontvang nie. Mag almal genadiglik die evangelie versprei binne die liefde en seëninge van Vader en Moeder.
Aangesien God wat gesê het, laat julle nette uit ons nou beveel om te preek, laat ons ywerig preek. Ek vra dat al die Sion familielede vervul sal word met vreugde deur gehoorsaamheid aan God se woord en die genadige resultate van die Heilige Gees sal geniet. Mag julle baie mooi ervarings hê. God staan altyd sy kinders by wat daarna streef om die heilige liefde van vader en moeder te deel. Dit is omdat hulle die woord gehoorsaam. Ek vra dat jy die evangelie pragtig aan almal in die wêrelddorp sal oordra en glo dat God ons altyd sal help. Laat ons glo dat die Heilige Gees by diegene is wat gehoorsaam is. Met die hoop dat jy genade ontvang het, wil ek graag die preek afsluit. Dankie.